Mieke, nou vertel bietjie vir ons van die Midmarmyl. Hoe werk die Midmarmyl? En hoe ver moes jy geswem het? Meneer, ek moes 1.6 geswem het. Ja, meneer sê, jy gaan net sien toe en dan swem jy. Ja. Hoeveel dogters was al wat deelgeneem het? 'n Hele paar, nee? Ja, meneer. Oor die 300? Meer, meneer. Meer, sjoe. Nou sê vir my terwyl jy so swem, want ek het ook al een keer probeer in 'n dam swem, maar dit het nie lekker gewerk nie. Skop die ouens jou nie raak nie, as jy so baie in die water is. Nou hoe hou jy kop? Meneer, jy swem net en jy hoop jy swem reguit. Okay. En hoe lank oefen jy al vir die Midmar? Meneer, ek het laas jaar in Augustus begin. Goed, en gaan oefen jy partykeer in 'n dam of in 'n rivier? Nee, meneer. So dit was vir jou eerste keer daar. Ja, meneer. 'n Wonderlike prestasie. Kom ons sê vir haar baie geluk. Larry, ek dink ons ken jou as 'n goeie sport dogtertjie. So ek wil hê jy moet vir ons vertel van watter ouderdom af het jy al met tuimel begin? Ek het van graad 1 af begin tuimel doen. En jy het nou mooi prestasies behaal in 'n vlak 4, nee? So vlak 4 is dit moeiliker as vlak 2 en 3. Hoekom? Ja, wat jy doen dit is moeiliker gedans het. Moet jy moeiliker bewegings doen? Ja. Goed. Nou ek weet gimnaste moet baie oefen. Hoeveel keer 'n week oefen jy en hoe lank is elke oefening? Ek oefen 4 keer 'n week en ek oefen 3 ure. 3 ure elke dag? Ja. So daai mooi prestasies het nie sommer net gekom van opdaag nie, nê? Dit was harde werk. Baie mooi, Larry, hoor. Ruben, sê vir ons, is dit vir jou lekker hier op die bank? Ja, meneer, ek stres net baie. So sê vir my, waaroor stres jy? Ja, meneer, ek weet nie. Ja, dat is erg as 'n ou stres en jy weet nie waaroor stres jy nie, nê. Ruben, jy was nou nog elke jaar aangewys as die wenner van jou graad. Vertel ons bietjie meer van daai resep van jou. Hoe wen 'n mens dit elke jaar? Ek oefen al vroeg Januarie en ek gee nie op nie. Al raak dinge moeilik. Ek hou aan tot op die einde. Ek en my ma oefen elke liewe aand. So ja. Help pa nie. Nee. Hy Hy sê hy gaan ek en my ma die huis gooi. Ag nee. As jy nie wen nie. Nie dit nie. Wat dan? Ons beklei net baie. So lyk my, kom 'n paar ander goedjies ook op die bank uit, nê. Maar baie, ons is trots op jou, Ruben, en ons hoop werklik waar jy kan aanhou met daai mooi prestasies. Dankie, meneer. En dan het ons vir Marnel. Sy was die, julle moet mooi luister. Sy was die wenner van die Prestige Praters by die graad 5's. Nou, Marnel, hoekom sal jy sê, is dit goed om aan redenaars deel te neem? Meneer, party groot mense werk en hulle kan nog steeds nie voor ander kandidate praat nie. En soos redenaars help om eendag voor ander mense te praat. Want dit is nie altyd maklik nie, nê? Glad nie. Mense dink is baie maklik, maar totdat jy daar praat, dan raak dit moeilik. En is daai onvoorbereide vraag, is dit 'n moeilike vraag altyd? Partykeer, maar partykeer nie. Goed, want dan moet jy vinnig dink, nê?
Baie Dan vinnig. as dit soos Ruwan sê, dan stresse mense bietjie. Ja. Goed, gee 'n bietjie daar vir John. Nou John was die gesamentlike algehele wenner. So hy het saam met Milan die algehele wenner trofee gewen by die Prestige Praters vir graad 6 en 7. Nou John, hierdie was nou jou eerste groot wen gewees, nê? En jy neem al baie lank deel, nê? Maar hier is jou eerste groot wen, so baie geluk daarmee. Vertel ons 'n bietjie, wie het jou toespraak vir jou geskryf? En dink jy om redenaars te kan praat is 'n bietjie deel van jou gene, jy het dit maar net in jou. So vertel ons 'n bietjie, John. My ma het my toespraak geskryf en partykeer die tannies het dit geskryf. Wat se tannies? Die tannies van my ma se werk. O, okay. Help hulle ook so 'n bietjie. So dis eintlik 'n spanpoging. Nou as jy en jou ma na hierdie toespraak kyk, het jy al vir haar gesê jy hou nie van hierdie nie of jy hou nie van daai nie. Ja, meneer. En dan verander sy dit. Partykeer, dit is baie goed. John sê vir my en wat gaan jy anders doen na volgende jaar toe? Want julle het nou is dit hierdie naweek die redenaars, nê? Nee? Nou, hoe berei julle voor vir dit? Vir die Super 12 redenaars? Net harde oefening, meneer. Elke dag. Goed, nee John, baie mooi, hoor. Gee 'n bietjie daar vir Milan. Milan, wat uniek is aan jou, is seuns en dogters, Milan het nog elke jaar gewen vanaf graad 1 af. Graad 1, graad 2, graad 3, is dit reg? Meneer, nie graad 1 nie, meneer. O, natuurlik, ek dink julle begin dalk eers in graad 2, nee, graad 1 is so 'n bietjie meer informeel. Maar sê vir ons, wat dink jy maak van jou so goeie redenaar? Wat maak jou beter as die ander? Meneer, ek dink net soos ons werk harder as die ander en my ma skryf my toesprake. Jou ma skryf jou toesprake en hy sê hy dink hulle werk harder as die ander, nê? Nee. Ja. Ek dink jy het so 'n bietjie talent ook. Ja. So mens kan nie net talent hê in die seuns en dogters, jy moet dit oefen ook. Jy moet dit ook oefen. Ja, gee 'n bietjie vir Melaniek. Ons klap maar hande. So Melaniek, sy was die algehele wenner by vanjaar se Prestige Praters kompetisie vir die graad 7's. Melaniek, nou dink jy kan verjaar die ATKV landsfinaal wen met jou uitklop toespraak? Meneer, ek weet nie as ek ATKV kan doen nie, want ek dink is Wilde Klawer. O, mag jy? Ja. Het jy al vir jou juffrou gesê? Ja. Goed, maar ek dink jy, kom ons vergeet nou van die Wilde Klawer, dink jy sal dit kan doen? As sou jy daar eindig? Meneer, dit sou definitief moeilik gewees het, maar as ek soos hard gewerk het, dan sê ek dink ek sou dit kon doen. Goed. En wat is jou geheim vir redenaars? Of Meneer? wil jy nie jou geheim vir almal vertel nie? Meneer, ek sal. Dankie. Ek werk net baie hard, soos ek sit soos 'n uur in elke liewe aand voor ek gaan slaap, en in die oggende oefen ek ook, net om dit soos in my brein te kry. En ek dink soos jy moet soos 'n bietjie van 'n talent kan hê, anders gaan jy nie regtig voor mense kan praat nie. En ek dink jy moet 'n goeie toespraak hê wat die beoordelaar sal kan ooreed oor jou standpunt. Baie mooi. Seuns en dogters, kom ons gee vir al ons rusbank ouens 'n lekker hande klap. Goed.